Goeiemôre. Jy luister na oordeenking 9 in die reeks. Jesus is die vraag. Ons tema vir oggend is: Waar is my geloof? In aansluiting by gister se oordeenking, het ons gesien hoe Rembrandt die vraag van Jesus, waar is julle geloof, op homself betrek, deur homself in die toneel in te skilder, presies op die grenslyn tussen angs en vertroue, tussen die plek waar jy verder weg is van Jesus af, of naby aan Jesus in die storm. Wat wou Rembrandt sê deur homself op so 'n tussenin plek te skilder? Wel, deur homself enigsins in die toneel in te skilder, om mee te begin. Sou dit wees dat hy homself gekonfronteer het met die vraag wat Jesus gevra het? Het hy self geloof? Het hy dalk sy eie vertwyfeling openbaar? Het hy bely dat hy ook worstel met die vrees en die twyfel? Kyk net daar, die regterhand aan die tou vasgeklem en sy linkerhand oor sy kop. 'n Outomatiese reaksie van iemand wat oorweldig voel deur 'n situasie. Oorweldig voel deur die lewe. Oor sy gesig staan ontsteltenis geskryf. Het hy bely dat ook hy die nabyheid van Christus nodig het in sy lewe te midde van die storms? Hy sit immers na Jesus gedraai en nie ander kant toe nie. Dit is insiggewend. Rembrandt was maar 27 jaar oud toe hy hierdie skildery geskilder het. Dat Rembrandt direk na ons toe kyk, het die effek dat dit vir my voel of hy vir my vra: waar is my geloof? En ek dink sy taktiek het gewerk, want dis 400 jaar sedert hy daardie skildery geskilder het. En ons praat vandag nog daaroor. Sal ek geloof hê in die middel van die storm? As ek terugkyk na die storms van my lewe, het nie almal van hulle onmiddellik bedaar nie. Soms het die storm nie 'n oggend of 'n namiddag geduur nie, maar sommige vir etlike jare. Maar die storms het bedaar en die wind het gaan lê. Sal ek ook in môre of oormôre se storm steeds vertrou en geloof hê? Daar is nog 'n belangrike tema waaroor ons nog nie gepraat het nie. Dat Jesus slaap terwyl die storm woed, is beide vertroostend en ontstellend. Vertroosting lê daarin dat Jesus so rustig slaap tydens die storm, omdat hy op God vertrou. So 'n diep slaap te midde van onsekerheid of vyhandigheid word dikwels die slaap van die onskuldige genoem, of die slaap van die regverdige. Met ander woorde, dit is om te slaap met 'n skoon gewete, salig en vertrouend. In vrede kan ek gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want net U, Here, laat my veilig woon. Psalm 4 vers 9. Dat Jesus self so kalm bly gedurende die storm, is 'n teken van sy vertroue in sy hemelse Vader. Maar die vertelling is te gelyk ontstellend. Dis wat ons sien by die disippels, en dis wat ons mag ervaar, omdat dit tog heenwys na ons belewenis, naamlik dat ons tydens die storm alleen is. Dit klink baie oneerbiedig om dit hardop te sê, maar die disippels en die psalmdigter het dit gewaag. Word wakker. Waarom slaap U, my Heer? Staan op. Moet ons nie altyd verstoot nie. Waarom verberg U U gesig? Vergeet U ons ellende en ons verdrukking. Psalm 44. Hoe kan Jesus slaap gedurende so 'n bedreigende storm? Daar moet 'n dieper betekenis hierin lê, want dit is die enigste plek in die ganse Nuwe Testament waar daar 'n verwysing is van Jesus wat slaap. Die disippels spreek Jesus aan met die titel Meester om hom wakker te kry. Dit is 'n belangrike sleutel om hierdie vertelling te verstaan. Jesus is vir hulle op hierdie stadium van die evangelie, op hierdie stadium van hulle reis saam met Jesus, nog maar net 'n meester, 'n leermeester. Dis duidelik dat hulle nog nie Jesus in sy volledige identiteit as seun van God verstaan en ken
en vertrou nie. Aan die einde van hierdie vertelling sal hulle vra, wie is hy tog? Die groter konteks van hierdie vertelling is belangrik. Verskeie navorsers wys op die ooreenkomste tussen hierdie vertelling en die Jona-verhaal. Jesus is hier na die oorkant toe op pad. Dit is die vyandige gebied van die nie-Jode. Soos Jona is Jesus op die see. Maar Jona het die see gebruik om van God af en sy opdrag af weg te vlug. Jesus gebruik die see om juis na die heidene toe te gaan en die goeie nuus aan hulle te gaan verkondig. Jona het gelê in slaap om te ontsnap van sy lewensdoel. Byna soos iemand wat depressief is en nie meer die gordyne wil ooptrek, opstaan en die lewe wil begroet nie. Jesus lê in slaap omdat hy op God vertrou. Daar breek 'n storm op die see uit waar Jona oorboord gegooi word, gedwing word om uiteindelik gekonfronteer te word met sy eie ongehoorsaamheid. Daar is almal verbaas oor God se mag oor die see. Hier is dit Jesus self wat die storm in die see aanspreek en dit bedaar met onmiddellike effek. Almal het tog geweet, net God het mag oor die natuur. Dus, hierdie gebeure moet gesien word ook in die groter konteks van Jesus se mag. Soos een verklaarder dit stel, dit is Jesus se A tot Z bewys van sy mag, want in agtereenvolgende vertellings sien ons in Markus Jesus se mag oor die natuur, oor demone, oor siekte en oor dood. Het ek geloof? Waar is my geloof? Dis 'n vraag na Jesus se identiteit en ons vertroue dat God, wat Jesus na ons toe gestuur het, wel die mag het oor alles wat ons bestaan bedreig, die natuur, bose magte, siekte en dood. Maar, ons moet die groter prentjie in gedagte hou. Niks kan God keer om die evangelie van sy goeie nuus aan almal te verkondig nie. Ja, ook die mense van Ninive. Ja, ook die heidene aan die oorkant van die see van Galilea. Wat ook beteken dat ons geloofsvertroue verder moet strek as om net aan onsself te dink in die storms van die lewe. Om te sien dat ons die storm oorleef deur die Here te vertrou en deur dit alles heen ook ons lewensroeping te voltooi. Waar is my geloof? Hemelse Vader, ons bid vanmôre vir mekaar en saam met mekaar, dat U ons deur die storms van die lewe 'n groter vertroue sal leer in U. Ons bid ook dat U die storms sal stilmaak, dat U mag sal toon oor alles wat ons lewens bedreig. Deur dit alles heen vra ons, dat U ons geloof sal versterk, dat ons self deur die storm sal vertrou, en ook sal vertrou dat U deur ons die evangelie van goeie nuus sal bring aan almal wat dit moet hoor. Dankie Here, vir U grootheid en U mag. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.